Witter as sneeu is ek nou vry, in sy wil sal ek nou bly, al my sondes is bely. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Die Here se bloed het my skoon gewas, witter as sneeu is ek nou vry, in sy wil sal ek nou bly, al my sondes is bely. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Die Here se bloed het my skoon gewas, witter as sneeu is ek nou vry, in sy wil sal ek nou bly, al my sondes is bely. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. Ek loof hom, ek prys hom, ek sing sy naam. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. Wanneer jy sê Yeshua, roep het oor jou naam, roep het oor jou lewe, roep het oor jou siel, roep het oor jou gees, roep het oor jou liggaam, roep het oor jou omstandighede. Doen dit nou uit jou hart uit. Kom ons hak 'n bietjie by daai naam vas, Yeshua, roep. Hak by hom vas. Jesus, Yeshua. Hak daar vas. Roep het nou. Oor jou liggaam. Hy breek die bande. Hou aan.
Hou aan. Oor jou siel. Oor jou verstand. Roep daai naam. Doen dit opreg. Ek roep dit op elkeen se siel. Op elkeen se gees. Op jou omstandigheid. Ek roep dit ook oor jou finansies. Ons roep dit uit oor jou besittings. Maar ons roep dit meer uit oor jou geestelike toestand. Kom, gaan nog aan, Yeshua. Moenie stop nie. Moenie stop nie. Jesus. Jesus. Ons roep dit nou uit. Die bande breek nou. Die bande breek nou in Jesus naam. Kom, elkeen. Sing Yeshua. Is sy naam in Hebreëus. Hy is God se seun. Bly sing dit. Bly sing dit oor jou kinders. Sing dit oor jou familie. Sing dit oor jou pa, ma. Sing dit oor jou familie. Sing dit oor jou vriende. Roep sy naam. As sy naam uitgeroep word, breek die bande. Hou aan, hou aan. Moenie stop nie. Roep uit jou keel uit. Sing Yeshua en doen dit vir Jesus. Yeshua. Doen dit al so 30 keer. Doen dit. Oor jou siel. Kom, wees ernstig nou met dit. Dan gaan die bande nou breek. As jy God nou innooi, sy seun innooi, Yeshua, Jesus ons verlosser, nooi hom nou in, deur hierdie te sing Yeshua. Bedoel dit opreg. Daar by die huis, roep uit Jesus. Maak jou koskaste oop, roep uit Jesus. Gaan in jou slaapkamer, roep uit Jesus. Roep Yeshua. Roep die naam oor jou huis. Roep die naam oor jou motor. Roep die wonderlike naam oor jou bankrekening. Roep Yeshua onder jou omstandighede. Roep Yeshua by die hospitaal uit te sien in die dorp ry. Soos jy ry deur jou dorp, roep Yeshua oor die polisiestasie. Roep Yeshua oor die strate. Roep Yeshua oor die parlement. Roep Yeshua oor die munisipaliteite. Roep Yeshua, want as ons dit bly roep, dan gaan jy jou omstandigheid verander. Jy gaan Suid-Afrika verander. Kom ons sing dit nog 10 keer. En ons bedoel dit uit ons hart uit. Roep Yeshua. Roep Jesus Christus, God se seun. Sy bloed, sy bloed, sy bloed roep ek nou. Oor die televisie, oor mense wat daar sit. Dit breek die bande van verslawendheid. Dit breek nou drankverslawendheid. Dit breek sigaretverslawendheid. Dit breek molestering. Dit breek seer. Dit breek ongemak. Dit breek. Dit bring voorsiening. Dit bring voorsiening. Hou op net na voorsiening kyk. Kyk 'n slag geestelik om te change. Kom ons doen dit nog 7 keer. Yeshua. 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 God se seun. Oor jou huis, oor alles. In Jesus naam. Ek weet nie of jy dit voel nie,
Maar die ou wat dit nou reg geroep het, hoe meer ek hy naam geroep het ek stig gevoel. Het ek gevoel, word ek geboost. Ek het gevoel, hoe change ek. As jy Yeshua roep oor jou bankrekening, moet jou bankrekening hom verteenwoordig met jou 10de per maand. As jy hom roep oor die hospitaal, dan moet jy hom ken wanneer jou familie daar is. As jy hom roep oor jou huis en jou koskaste, dan kan daar die drankkaste ook wees. Jy kan hom nie net misbruik nie. Of jy gebruik hierdie naam Yeshua, Jesus Christus, of jy misbruik hom. Besluit vanoggend, watter rigting gaan jy in. Amen. Dit is baie eenvoudig. Die tema is trek jou tekkies aan. Ek sien 'n klomp het sommer hulle eie tekkies omloop. Ek kry vanoggend 'n oproep. Ek vra, net weet, gaan ons gaan draf, gaan ons gaan stap, soos Kortek tekkies. Ek wil net weet watter ek moet aandry. So, dis ja, almal moet asseblief uittrek, die tekkie uittrek. So, spaar ons dit. Maar okay. Die tema is eenvoudig, trek jou tekkies aan, maar vir my en jou, vir elke een van ons, is jou tekkies, selfde soos ons sien, is jou tekkies dalk, het dit 'n ander betekenis, of het dit 'n ander, of is dit 'n ander brand, of 'n ander soort tekkie. Nou as ons vleeslik dink aan, sommer hierso sien my vrou wil kom breek met haar shocking tekkies, nuwe New Balance, alhaai, verstaan jy, sy wil breek met dit. Ek kom maar met Maxits, verstaan, 'n cheaper ene, maar hier is die ding. Vir sommige wil ek aanraai om maar die diertekkie te koop. Dat jy at least gemaklik kan hardloop terwyl jy weghardloop van dit wat God vir jou wil hê en vir dit wat God vir jou beplan het. Dat jy at least enkel support het, want as jy val en jou kop kap en dood, kan ek nie sê jy gaan hemel toe nie, want jy hardloop dan weg van God af. En vir sommige, die wat se tekkie so bietjie meer wear and tear het en so bietjie nie so vreeslik lekker lyk nie. Dit is dalk daai tekkie wat die skoene van die bereidheid om die evangelie te verkondig voorstel. Wat is joune? Wat is joune? Trek jy jou tekkie aan, want yes, ek wil hardloop, ek wil wegkom van Christus af, ek wil wegkom van dit wat die Here vir my wil hê, en dit wat die Here vir my vra? Of het jy op 'n punt in jou lewe gekom wat jy, en ek praat nie van net 'n gebed op sê in die kerkie, ek praat van dit werklik bedoel, en sê, Here, ek trek vandag die skoene aan van die bereidheid om die evangelie te verkondig. Ek gaan verder as dit. Ek lees van so iemand in die Bybel, ook weggehardloop het. O Jona, en ons almal ken die storie oor Jona. En ons almal ken nou al die verhaal oor dit, maar ek wil ons aandag vandag op iets spesifiek draai. Nou soos wees vir die wat onbekend is met die storie. God het vir Jona gesê, Jona, gaan na Ninive en gaan waarsku hulle dat dit waarmee hulle besig is, gaan hulle verwoesting veroorsaak. Ek gaan hulle verwoes, gaan waarsku hulle, gaan sê dit vir hulle. En Jona het besluit, nee, ek gaan nie. Ek vlug na Tarsus toe. Hy het weggevlug van 'n opdrag wat God vir ons het. Weggevlug van 'n opdrag wat vir hom gegee was. Nou ons ken nie verder, hy's op die skip, die see het begin wild raak en rof raak, en hulle het later looitjies die lot gegooi, om te kyk nou op wie val dit, wie is die skuldige, die lot het geval op Jona, en hulle het vir Jona gevra, luister hierso, wie is jy, van waar kom jy vandaan, wie dien jy, want ons gaan vergaan. En Jona het gesê, luister hierso, ek was ongehoorsaam aan God gewees, vat my,
en gooi my oorboord. Nou hier is 'n ding wat ek gou klaar ons aandag wil trek op. As dit was dat hy werklik berou gehad het dat hy ongehoorsaam was, hoekom moet hulle hom vat en oorgooi? Hoekom het hy nie oor gaan spring nie? Hoekom het hy nie die verantwoordelikheid self gevat en oorboord gaan spring nie? As hy self mos nou weet. So daar skep dit klaar vir my so ietsie. In hierdie worsteling met die Here, hy het besef ek moet gaan, maar ek wil nog steeds nie eintlik gaan nie. Hy het gesê, gooi julle my maar oor. Nie volle verantwoordelikheid gevat nie. Hy het gesê, doen dit. Hy het dit nie self gedoen nie. Ons gaan aan. Hy gaan toe nou op die ou einde van die dag na Ninive toe. Nou ek kan daai pad imagine. Ek dink dit was 3 dae se stap gewees daarna toe. Ek kan imagine die worsteling daar wat Jona met die Here gehad het, want hy is besig om 3 dae nou te stap. Te loop. Maar hier is die ding. Volgende vraag. Die stap was toe nou verder gewees, want toe moes hy nou van waar af hy is. Nee, ek sal nou by die vis kom. Daar waar die vis hom uitgespoeg het, was nie presies weer daar waar hy begin het nie. Dit was 'n stukkie terug. Maar toe wou hy omdat hy nou nog die pad moet stap. Omdat dit nou verder is as wat dit begin het. Maar vir een of ander rede sien ons dit nie. Dat as jy van die begin af gedoen het, dit wat die Here verwag het, of dit wat die Here gevra het, dan het jy nie nodig gehad om verder te stap nie. Dan sou die pad makliker gewees het. Voor hy by die stap gekom het, weet ons hy's ingesluk in die vis. En hy sê hy was in die ingewande van die vis en hy het daarso gesit. En hy het besef, luister hierso, ek sit nou met 'n groot probleem. Net God kan my help. Niks en niemand anders hier, anders gaan ek doodgaan hier binne. En hy het uitgeroep na God toe. Hoekom moet die vis jou eers sluk voordat ek en jy uitroep na God toe? Hoekom moet ons eers gesluk word deur 'n vis voor ons uitroep na God toe? Hoekom ken ons hom nie terwyl dinge maklik gaan ook nie? Nou in elk geval, hy's daar in die vis en hy roep uit na God toe. Hy sê ek het berou oor dit wat ek besluit het. Ek het berou dat ek ongehoorsaam was. Want hoor mooi, dit het nou lankal nie meer gegaan dat Jona omgekrap was so bietjie met die Here oor hy moet nou gaan nie. Dit het gegaan oor Jona se ongehoorsaamheid. En hy het besef, as ek gaan aangaan soos die, dan was ek ongehoorsaam, ek het ongehoorsaam gebly, ek gaan sterf. Hy het gegaan, hy moes die pad toe nou verder stap, om weer by Ninive uit te kom. Kom by Ninive, na die 3 dae se stap en sy gemoun, en hy gaan waarsku Ninive. Hy gaan na die koning toe, en hy gaan waarsku, hy sê, luister hierso, God het my gestuur. Want sien, hy het 'n proses gehad van opregte bekering. Binne in die maag van die vis, en hy het besluit, ek bekeer opreg, anders gaan ek sterf. En hy het nie net dit gelos nie, hy moes gaan regmaak het, dit wat hy fout gedoen het. Hy moes verantwoordelikheid vat vir dit wat hy fout gedoen het. Vir die ongehoorsaamheid wat hy gehad het teenoor God. Nou hier is die ding, hy gaan toe en hy gaan gesels daar met die koning. En die koning skrik oor hierdie boodskap en hy het onmiddellik berou oor dit waarmee hulle besig is. En hy stuur 'n opdrag uit, hy sê, môre, almal vas. Almal. Die mense, alles. Mag nie iets eet nie iets drink nie, en hulle moet hulle roukleed aansit. Met ander woorde, die roukleed was die fisiese teken of fisiese manifestasie van ek het berou oor dit wat ek gedoen het. Hulle het 'n roukleed aangetrek en hulle het voor God gegaan en hom gaan smeek, nie net die koning alleen nie, maar die stad. Maar as dit nie begin het by die koning wat gesê het, luister, almal, dan sou dit nooit gebeur het. Hy het 'n verantwoordelikheid gehad, hy het 'n verantwoordelikheid gevat vir dit waarmee hulle besig is. En daar sou Jona weer.
boodskap kom weer na Jona toe en sê, ek gaan nou vir Ninive spaar. Jona like hierdie dinge. Hy sê, want hy was dan nou in 'n vis gewees oor hierdie situasie, hy was nou oor elke ding. Maar hy like hierdie storie dat die Here nou vir Ninive wil spaar nie. En hy strip hom en hy gaan sit een kant en hy gaan sit buite die stad, kan hom nogal imagine, slaat daar 'n kampstoel op. Gesit daar so, wag daar, en hy sê, hierso sit ek totdat hierdie stad vernietig word. Hy wil hardkoppig wees. Hy wil besluit. Volgende ding, hy wou vir God besluit het. Hoeveel wil ek en jy nie ook vir God besluit nie? Dit wat ek en jy doen met my lewe. Die Here sê, jy is geroep om die evangelie te verkondig. Wat doen jy nie? Ek vat sekulêre werk. Die Here sê, gaan dan heen en gaan verkondig aan die ganse mensdom, die evangelie. Wat doen ek en jy? Ek bid nog, moet ek gaan. Hy is hardkoppig. Hy wil vir God besluit wat moet gebeur. Jy sien, want daar was, ek wil ons terugdraai hy wou nie verantwoordelikheid vat nie, maar hy wou besluit. Terugvat na toe hy op die skip was. Hy wou nie die verantwoordelikheid vat nie. Hulle moes hom oorgooi. As hy volle verantwoordelikheid gevat het, hoekom het hy nie oorgespring nie? Ons gaan aan. Hierdie God wat ons dien is 'n genade, is 'n God van genade. Maar genade is nie daar dat jy sy rug kan kromry nie. En hy sê, hy laat 'n wonderboom groei vir Jona, om vir hom skade weer te gee. Nou sit die man daar in die son, hy vernietig nog nie die stad nie. Hy dink seker, ek sien half die Here se sin vir humor, so luister jy. As jy gaan wag hierso, jy dink jy vir besluit vir my, gaan jy nogal 'n lank wag, maar kom ek snaai, ek gee daarom vir jou skade weer. Verstaan jy? Ek kan nogal, die Here het nogal 'n sin vir humor. En Jona like nou hierdie boom en so aan, en die volgende dag het die Here 'n wurm ook gemaak wat hierdie wonderboom toe nou eet. Toe is Jona weer kwaad van die begin af. En die Here vra vir hom, jy het geen arbeid in hierdie boom gesit nie. Jy wil hê ek moet die wonderboom spaar. Maar vir een of ander rede wil jy nie hê ek moet die hele stad van Ninive spaar nie. So aan die een kant wou Jona die bereidheid om die evangelie te verkondig, die bereidheid hê om die boodskap, dit wat God vir hom gegee het, te verkondig. So aan die een kant sit Jona nou so. Dis hoe ons lyk. Staan Jona so, want aan hierdie kant wil hy sy eie wil hê. Aan hierdie hy wil doen wat die Here wil hê, maar aan hierdie kant wil hy nog steeds daarom lekker gemaklik weghardloop van dit wat God wil hom sê. En dis hoe ons lyk. Nou volgende ding. Om Otti. As 'n oom met twee verskillende skoene hiertoe kom. Sal aan Sarmona hoor of nie? Dan sê sy is alright. Hoe gaan sy moun? Dis al keer hom. Ek moet terselfdertyd sê, ek like so halfpad die look, maar dis al hoe kan wegkom om hom te dra, as dit verstaan. So te dra is om te preek oor. Anders gaan my vrou my ook al vertel het, verstaan. Alright. Punt is, dis hoe Jona nou wil lyk op die einde van die dag. Aan die een kant hierso, ek is bereid, ek wil die woord van God verkondig. En aan die ander kant wil hy weghardloop, want hy wil sy wy hê, nie God se wy nie. Dis waarom in die Nuwe Testament die Here vir Johannes sê, in Johannes 3 vers 30, gee hy die boodskap en hy sê, maar nou, God moet meer word, maar ek en jy minder. Wat beteken dit? Wanneer God sê iets is so, dan is dit so. Nie ek stry nog met hom en ek redeneer nog met hom en ek draai die blame ander kant omgooi en sê, hoor wat Jona toe doen, want hy sê toe, Here, maar ek het ons in elk geval geweet, U is 'n genadige God. Ek het geweet, U gaan hulle in elk geval spaar, so dis hoekom ek dit anyway nie gedoen het nie. So hoekom is ek nou gestraf? Dadelik uit daai victim mentality van ek is die een wat te nagekom is, alhoewel hy ongehoorsaam was. Ek sê weer, hy
was toe nou nie die een wat verantwoordelikheid gevat het nie. Hy wil dit shift. Hy wil homself regverdig. My vriend, as ek en jy onsself in die lewe gaan probeer regverdig oor hoekom ons doen wat ons doen, of hoekom ek keuse en besluite maak wat ek maak, of hoekom ek val en opstaan en val en opstaan en val en opstaan, maar ek kom nie op 'n punt van verantwoordelikheid werklik vat. En ek praat nie net van fisies nie, maar voor God verantwoordelikheid vat vir dit wat ek gedoen het, wat ek nie moes doen nie, dan gaan jou situasie of jou omstandighede nie verander nie. Jy gaan in 'n constant loop, in 'n constant cycle gaan. Van kwaad wees vir die Here gaan genadig wees, dan gaan dit omgaan en omgaan en omgaan. En na die Here al daai gedoen het, al daai vir Jona, hy het hom gestuur, hy het die vis hom laat insluk, hy het hom daarna laat uitspoeg, hy was met hom weer gewees op die pad, hy was met hom gewees terwyl hy die boodskap moes gaan verkondig het. Daarna toe sy weer met Jona gewees, nadat Jona hom weer gewip het daarvoor en 'n boom vir hom gemaak het. Hy was die heeltyd by hom. Maar iewers trek die Here 'n lyn. Net daar en dan, na alles. Sterf Jona. Ons lees nie weer van Jona toe daarna nie. Is die ding. Is 'n ding, ek kan nie sê nie, maar dis 'n ding wat my brein pla baie keer. Ons lees nie daarna van Jona wat weer reggemaak het met die Here, wat weer op die regte punt gekom het, wat weer het Jona toe die hemel gehaal. Ek kan nie sê ja nie, ek kan nie sê nee nie. Wat my brein pla is, hy het nie weer op 'n punt gekom om te sê, okay, ek is jammer, ek moet hierdie houding van my reg kry of in orde kry nie. Wanneer weet ek en jy, wanneer is my en jou lyn getrek? Soos ek nou net gesê het, ons kan net hier uitstap. Jy kan val, jou kopstamp is verby. Dan kan dit te laat wees. Dan is jou lyn getrek gewees. Ek en jy weet nie wanneer is daai lyn getrek nie. Dink jy nie dis tyd dat jy jou hardkoppigheid los, verantwoordelikheid vat vir dit wat jy opgeneek het in die lewe. Erken, sonder duitjies en daadjies, die waarheid maak seer, yes, maar die waarheid maak vry. Erken, sonder hoekies en draadjies, straight up, solid waarheid. Luister jy, ek het strand aangejaag, that's it. Die verantwoordelikheid vat daarvoor. Jou pad stap van restaurasie en restituisie wat jy nou moet stap, maar jy weet at least in daai pad, in daai proses van restaurasie en in daai proses van restituisie, is God at least met jou, soos wat hy was met Jona. In daai proses van restituisie, van ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid, nadat die vis hom uitgespoeg het, tot en met die pad wat hy moes loop om weer by Ninive uit te kom. God was by hom. Of wil jy eerder sterf sonder hom? Want jy wil aan jou hardkoppigheid vassit. En nie te veel ingaan met voorbeelde nie, maar my punt bly. Dink ek en jy nie, is tyd, God meer word, ek en jy minder. Here, my gebed is werklik dat dit sal insink in elke een se hart. In elke een se hart. Here, dat dit nie net sal woorde wees wat vergeet word wanneer jy uitgestap word, maar dat ons sien die voorbeeld wat U vir ons gee, die woord wat U laat uitkom het vandag. Here, my God, mag dit vrug dra, want U sê in die woord, elke boom sal geken word aan die vrug wat hy dra. En as daar bevind word dat die boom nie vrug dra, sal hy afgekap word en in die vuur gegooi word. Here my God, laat ons eerder vrug dra.
in Jesus naam. I must have prayed 1,000 times for my fears to be relieved. I laid awake 1,000 nights